Geliefdes in die Here Jesus Christus, hartlik welkom by hierdie godsontmoeting en daarmee saam ook hartlik welkom as dit vir u moontlik is by vanaand se aanbidding om 19 uur. Seën vir u elkeen toegebid in die naam van ons Here. Vir die werksweek, maar spesifiek ook vir hierdie Sondag. Daarmee saam ook hartlik welkom vir almal wat aanstonds via die YouTube-uitsending deel mag hê aan hierdie erediens. En in baie besonder die lidmate van die gereformeerde gemeente Allewil Noord, dat die Here ons ook gebruik om vir hulle op die ver platteland in staat te stel om te kan erediens hou. 'n Laaste opmerking voordat ons die Here aanbid, is om uit die aard van die saak vir al die moeders op Moedersdag die seën van die Here toe te bid. Maar daarmee ook vir elke vrou, vir elke dogtertjie, vir die genadegawe van vrou wees op hierdie aarde. Ons respekteer julle as mans. Die ander notas gaan ek na afloop van die erediens aan u voorhou en daarmee die voorreg om die Here se woord in u teenwoordigheid te mag oopmaak. En nou tree ons aan tot die troon van ons Here. Ons doen dit versigtig, ons doen dit dankbaar, ons doen dit kinderlik. Met 2 liedere uit die liedskat van die kerke. Psalm 119, strofe 63, en daarna saam biddend lied 159 se eerste strofe, en daarna die wotum en die groetseën van ons Here.
in ons nader kom, bid ons saam. Vader in die hemel, laat die woorde van ons mond, die oordenking van ons hart, vir U aanneemlik wees. U ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Christus Jesus, onze Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan die Here loof met skrifberuiming 1-2, strofe 1, 2 en 3. Ons gaan dit staande doen, daarna doen ons belydenis van ons geloof en voor ons gaan sit Psalm 9 se 7de strofe. Nou skrifberuiming 1-2 van harte. Met blydskap en dankbaarheid kan en wil U en ek sê in belydenis, ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Ek glo in hom wat gelei het onder Pontius Pilatus, hy wat gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het. Maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Geliefdes, een liturgiese hoogtepunt na die ander in ons ontmoeting met die Here. En daarom is die aanhoor van sy wet geen uitsondering nie. Ek hou die Here se wet aan u en aan myself voor uit Deuteronomium hoofstuk 5. En daarna gaan ons die 60ste strofe van Psalm 119 sing, waarna ons saam gaan bid. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, jou seun, jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, jou bees, jou donkie of enige dier van jou, of selfs die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder. En doen dit soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf, sy slavin, sy bees, sy donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Wat 'n genade, Vader in die hemel, skepper van hemel en aarde, om voor U te mag buig, 'n gebed. En oor ons lippe lofwoorde vir U grootheid, U majesteit,
U almag, U wat heers, U wat regeer, U wat alles weet, U wat alles sien. En U wat ons hand vashou. Elkeen van ons hand, vaderlik, stuur en rig U ons lewe. Ook om saam te wees in U woning. So is U naam, o grote koning, en in ons hart dankbaarheid, dat U ons bedien, dat U met ons praat, en daarom pleit ons Here, seën die bediening van U woord, maar seën ook ons samesyn, gemeenskap van gelowiges, broers en susters, kinders, jong mense, ou mense, almal saam in die vrese van U naam. Daarom kyk ons op. Die hoë hemele in. En sê ons dank vir hierdie ontmoeting met U. Hoor ons gebed, o God. Nie omdat ons iets verdien nie, nie omdat ons groot en sterk en slim en oulik is nie. Hoor ons gebed om Jesus Christus ontwil uit genade. Amen. Geliefdes, ek bedien die Here se woord aan U. En daarom kom die Here self aan die woord as ons na voorlesing uit sy woord luister, vanoggend Romeine 8. Baie bekend, maar altyd nuut en vars. Romeine 8 van vers 18 tot 30. En nadat ons hierdie verse gelees het, voor die woordbediening, sing ons skrifberuiming 42 se derde strofe en skrifberuiming 24 se tweede strofe. En ook te let op die innige ineenvloei van die psalmlied en die skrifberuiminglied voordat ons na die Here se woord luister. Psalm 42, skrifberuiming 24. Maar nou die Here wat sê, geopenbaar deur die Heilige Gees in Romeine 8. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan die verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daarin onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in pyne van verwagting. En nie net die skepping sug nie, maar ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, sug ook. Ons sien ook daarna uit dat God bekend sal maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie.
Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die hart deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. En dan ook vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers en susters kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Mag ek vers 18 en 28 in samehang weer vir ons lees. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal dit aanbreek nie. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Suster, broer, jong mense en kinders. Neem Romeine 8 vers 18 en 28 in u hand. Vat dit uit die hand van die Here. En maak die woorde waarheid u eie. En dit beteken lewe elke dag
uit die woorde waarheid, om dit so uit te druk, wat ons in ons hande geneem het. Lewe elke dag, hoor hoe sê ek, daarmee. Omdat dit lewend is in u hart en in u gemoed. Hoekom? Hoekom vra ek, maak hierdie woorde waarheid u eie? Want, geliefdes, op my lesenaar lê 'n boek oor die Romeine brief met die titel, hoor 'n bietjie, die room van die Romeine. Bedoelende die room van die Romeine brief. Die room van die evangelie, as ek dit so mag stel, in u hande. Want, vers 18 en 28, is onteenseglik deel van die room van die Romeine evangelie. Vir wanneer? Natuurlik vir elke dag. Maar die room van die Romeine evangelie boodskap ook vir 'n mens, hoor hoe sê ek, as die lewe vir jou suurmelk aangee. Dan het jy room in jou hande. Die room van Romeine ook vir die suurmelk seer dae van die lewe. En hoekom sê ek nou so? Het ek 'n donker bril op? Is ek swartgallig? Is ek pessimisties? Nee, broer en suster. Die room van Romeine, want ek besef, soos wat ek tussen mense loop en leef en werk, dat lyding God se kinders nie gespaar word nie. U moet dit weet. Hier is in hierdie gemeente mense wat ly. Die room van Romeine en vir die lyding wat van ons op hierdie stadium beleef en van ons dalk môre en ander dag maar as jy sonder lyding hier sit, sê ons almal vir die wat ly wat hier sit, ons deel met julle die room van Romeine. Kom ons kyk, vers 18, inderdaad. Ek het dit gesê, kom ons onderstreep dit weer, so baie kinders van die Here beleef lyding, soos Job van ouds, nê? Allerhande soorte, as jy wil, allerhande tipes swaar kry, daai op die ashoop ding. Daai siel seer kry in en van die lewe, daardie swaar kry, die skuldgevoel, maar ook die sonde seer, nê? Kroniese lyding. Wie van ons besef, wat is dit? Kroniese lyding.
Lyding wat altyd is, wat heeldag is. Wat aanhoudend is. Ek wil dit saamvat en sê, die migraine-aanvalle, waarin meer mense as wat u en ek dink, ly. Kronies. En ek vra vir die Here, vat dit weg. Hy is stil. Niks gebeur. Dit hou net aan. En daarom so baie onvrede en ook onvrede met God. Maar die room van Romeine sê vir u, hoor mooi, hoor 'n bietjie, hoor hoe is die evangelie ingeskryf. Die room van Romeine sê, Christene is altyd heimwee mense. Christene is altyd mense wat oor die grense van hierdie stukken kyk. Vers 18 sê, Christene is mense met 'n toekomsheimwee. Die room van die Romeine in vers 18 ingeskryf sê, jy is om Christus wil iemand met 'n toekomsverwagting. Mense wat nou en eendag teen mekaar opweeg. En dan sien hoe swaai die skaal. Nou se lyding weeg lig teen die heerlikheid wat kom. En daarom heimwee na wat kom. En daarom is u en ek as kinders van die Here mense wat oortuig is onder leiding van die Heilige Gees, juigend oor die volmaaktheid wat eendag verseker sal kom. Eendag. Nog nie nou nie. En daarom is ons mense wat begin bely. Hoor, bely. Sê, getuig. Dat die lyding wat ek nou beleef, nie opweeg teen wat kom nie. En ook nou reeds getuig dat die lyding nie my belewing van vrede met God hoef te benadeel nie. Maar dit eerder versterk, te kan sê, onder die moe gelaat, onder die kroniese lyding en sug, is daar altyd 'n ander storie. Is daar altyd iets meer as wat 'n mens met die blote oog kan sien. En dit absorbeer die swaarste sug. Dit bring diep deurleefde sin. Ly jy?
ondanks jou glimlag. Niemand kan dit sien nie. Kom ek gebruik nou maar weer die voorbeeld. Het jy altyd migraine? Heimwee. Ondanks die suurmelk van nou. Dit trek my nader aan die Here, sodat sy krag in 'n mens se swakheid en sy teenwoordigheid in 'n mens se pyn en seer en sukkel ontdek word. Ek wil dit sê, ek moet dit sê. Want die kollega na wie ek nou gaan verwys, emeriteer hierdie maand. Hy is van sy geboorte af blind. Blind. Verstaan nie? En as jy met hom praat, is dit heimwee. Nou wanneer ek kan sien. En mag ek die volgende met u deel? Ek lees dit in my voorbereiding raak. Ek lees raak 'n swaar kry mens in die lewe wat sê, hoor 'n bietjie, wanneer ek nou terugkyk, kan ek amper sê, ek voel jammer, hoor, ek voel jammer vir die wat so min probleme het en wat met so min probleme deur die lewe gaan. Hierdie persoon sê, ek voel jammer vir hulle. Hoekom? Want die gevaar is dat 'n mens dan nooit die grootste geskenk, naamlik God se krag, ontdek nie. Hoorie? En hierdie persoon is 80 jaar oud toe hy dit skryf. Hy sê, as ek nou terugkyk, voel ek jammer vir mense wat so met min probleme deur die lewe seil. Die gevaar is dat 'n mens dan nie die krag van God ontdek nie. Die God wat U en my om Christus wil onder leiding van die Heilige Gees laat sê, wat laat sê, die beste lê voor, nie agter. Want Romeine 8:28 bind my toekoms heimwee aan die ewigheid. Hoor wat sê hierdie vers? Ons weet, ek weet, dat God alles ten goeie laat meewerk. En onmiddellik sê baie mense, dit kan nie waar wees nie. Kyk hoe lyk ek. Kyk hoe lyk my geliefde. Kyk hoe lyk my lewe. Dit kan nie waar wees nie.
Kom ons sê dit. Opgevreed deur 'n siekte. Ek kan nie meer loop. Ek kan nie meer dink nie. Ek kan nie meer sien nie. Ag nee. Vergeet van hierdie teks. Dis die room van die Romeine brief se evangelie. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir wie? Vir die wat hom liefhet. Daar's die kruks van die teks. Wat sê vers 28? En so kan 'n mens hierdie teks ook vertaal en dan met 'n ander perspektief daarna kyk. Alles, my geluk, my prestasie, my seën, my vreugde, my oupa wees, my ouma wees, my moederskap. Vrou, mense, maar ook my gestremde kind, ook my seer kry, ook my ouderdom, alles. Dis ook my lyding, werk mee, hoor nou, na die ewige, goeie een toe. Hoorie die room, wat ons kan afskep. Alles in my lewe werk mee na die ewige goeie een toe, naamlik Jesus Christus. En daarom, broer en suster, u en ek is op pad na hom toe. En totdat ek met hom verenig word, te weet, daarvan is ek oortuig. Hoor mooi, daar is goddelike chemie aan die werk, en al die getrouheid, midde in menswees, en die lewe, en lyding. Goddelike chemie. Ek sien, my Here kom. Al is ek stokblind. Die room van 2 Romeine briefverse. My broer en suster, kinders, jong mense, dis die evangelie, dis die heilige waarheid, en dit is salf vir 'n mens se wonde. Ek is op pad na hom toe. Oortuig. Midde my dag en dae en my mens wees en my gesukkel baie keer. Met oortuiging te kan sê, ek dink aan God
in donker dae. Hoorie? Ek dink aan God in donker dae, want die Here sal in my lewe weer oordag sy guns gebied. En daarom lof sing ek in die nag. Want heimwee. Ek bly die Here verwag. Ek is oortuig, wanneer die Here kom, dan word ek met my boggel en al, met die vetkolle op my siel, met my vreugde en met my seer. Ek is oortuig, wanneer my Here kom, dan word ek gelyk aan hom. Kom ons weeg gou weer. Wanneer my Here kom, dan word ek gelyk aan hom. Niks kan hierteen opweeg nie. Niks is beter as dit nie. Net mooi niks. Het die heimwee na God. Amen. Kom ons dank sê. Ons loof en prys U, Vader in die hemel, want U evangelie woord is blye boodskap, dis nuus. Dit versterk ons gemoed, dit gee krag en moed. Dit dra ons deur die lewe. Elkeen van ons hier teenwoordig, met die tas van die lewe wat ons saamneem, daarin ingepak wat U daarin gesit het. En ons aanbid U. Want die beste lê vir ons voor. Gedagtig aan elkeen wat aan 'n bed gekluister is, gedagtig aan elkeen wat oud geword het. Gedagtig aan elkeen met spesifieke sindrome en siektes. Maar ook elkeen, Here, wat die kruin van die golf ry, wat op die wolke loop. Alles. Daarvan is ons oortuig hoe God werk heen na die ewige goeie een toe. Laat ons daarin verlustig. Met blydskap as ons saam is in die woning. Die opstandingsdag. Met heimwee na die gloriedag van God wat kom. In Jesus naam ons gebed. Met 'n pleitroep om die vergifnis van ons skuld en sonde. Here, vergewe ons as ons die heimwee na die nuwe dag
verloor. Om watter rede ook al. Vergewe ons dit om Christus wil. Amen. Ons gaan staan, broer en suster, Psalm 119, strofe 52, 62 en daarna die uitstuurseën van die Here en dan ons Amen lied skrifruiming 13:3. Dan neem jy net die plekke in, sitplekke in vir enkele afkondigings. Die uitstuurseën van ons Here uit genade, ontvang dit met liefde. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons Trooster, sy met u elkeen. Amen. Liefdes, die volgende vir die aandag. Ons vra vir broeder Louis Swiegers om 'n oomblik op te staan. Broer en suster, die wat in broeder Louis se wijk was, ken hom al te goed, maar ons almal ken hom as ons broer in Christus. Hy het by die kerkraad ontslag gevra en die motivering is, hulle vertrek in die dae wat kom na die Noord-Kaap en gaan hulle in die gereformeerde kerk Kimberley vestig. Vir jou dienswerk Louis, vir jou mens wees en jou kind van God wees. Aannames wat ek maak, wat ek in my hart oortuig is, deur hierdie gemeente gemis sal word. En daarom mag die Here jou dienswerk agterhaal en mag jy uit die vreugde van sy seën lewe. Vir jou en jou vrou, ons groet julle om Christus wil en daarmee jou losmaak. Ek deel die volgende met u broer en suster, die groepshuisbesoek vir DW1, MO1, P2 en PA wyke direk na die erediens nou hier in die kerkgebou vir diegene wat dit die vorige keer nie kon bywoon nie.
Vir almal teenwoordig en daarmee ook ons gaste uitgenooi vir 'n heerlike koppie tee of koffie onder die afdak. Kom kuier saam, kom groet mekaar, kom doen navraag. Vanaand om 19 uur ons aandurediens, as die Here wil, katekisasie nou hierna vir ons laerskool kleingoed. As jy 'n dankoffergawe kan afdra, vanoggend vir die diensgroep Vrou vir Christus, vanaand vir die Emeritatsfonds. Die verjaarsdae in die gemeente van 8 tot 14 Mei. Die 8ste Mei het Mariana Miller verjaar en Dani van der Walt. Vandag die 10de broeder Ben Kreur van Twee Riviere Aftreeoord. Die 11de suster Ansie Kotse. En dan die 12de Nadia Henning. Ons belydeniscategisant. Ons wil vir Nadia baie geluk sê en ek wil haar 'n guns vra of sy nie net ook oom Huip se kaartjie vir hom sal gee, ons orgelis. Hy het die 6de verjaar, hy is toe so 'n bietjie ouer gewees as wat jy is. Baie seën Nadia in jou belydenisjaar, mag dit vir jou 'n groot vreugde wees. Lieben, kom broer. Ek hoor jy speel rugby, so jy moet nou flink kom. Lieben het die 29ste van verlede maand verjaar, seun. Baie geluk hoor en sterkte vir jou hoor. Die 13de Jacques Erasmus, ek is so bly ek sien hom nie hier nie, ek het gehoor hy is by sy pappa. Fian Janse van Vieren en Karen van der Walt. Die 14de suster Kleintjie Smit en Elmarie Welken. Die gemeenteaktiwiteite, Dinsdag aand, die bedieningsdiensgroep wat om 18 uur vergader en daarmee broer en suster vir u 'n vreugdevolle Sondag toe te wens met die genade van ons Here handevol uit sy hand. Sterkte.